Goeiedag Ratsewes. Word vir my rustig, watervol, right. Nou soos julle kan onthou, die heel eerste dag het meneer vir julle gevra. Kyk gou rondom julle. Hoekom is sekere goedjies daar en wat is die doel van dit? Ons het die voorbeeld gebruik van die venster. Party het vir my beantwoord, dit is om die lig laat inkom meneer. Party het vir my gesê om beter te kan sien wat buite aangaan. So, julle het vir my al die doeleindes opgenoem van die venster. En ons begin juis met die onderwerp van eienskappe en materiale. Nou, verskillende materiale word verskillende doeleindes gebruik. So wanneer 'n voorwerp ontwerp word, kies mense die regte materiale om aan die vereistes te voldoen. Byvoorbeeld soos die venster. Daar's 'n vensterraam, daar's 'n glas. Die raam is die struktuur, die venster is vashou en die glas is om deursigtig te wees sodat jy buite kan kyk, sien. Reg so. So as jy nou gaan kyk op julle notas, die heel eerste onderwerp sê fisiese eienskappe en materiale. Nou fisiese eienskappe is dinge wat kan verander sonder dat dit die chemiese aard van die stof verander. Voorbeeld hiervan is 'n sterkte, die buigsaamheid, die kook- en smeltpunte en geleidingsvermoë. Met dit gaan ons kyk na die geskiktheid van materiale. Nou hierdie fisiese eienskappe bepaal of 'n materiaal geskik is vir 'n spesifieke gebruik. Soos metaal is 'n uitstekende geleier van hitte en daarom goed vir kookpotte. Maar 'n koffiebeker van metaal sal jou hande brand en is dus nie geskik nie. En nou gaan ons begin by die volgende voorbeelde. Die sterkte van 'n materiaal wys hoe goed dit 'n krag kan weerstaan. Soos byvoorbeeld 'n diamant. Nou 'n diamant is die hardste stof op aarde en breek nie maklik nie. Terwyl glas vinniger breek as jy dit slaan. Daarom gebruik mense diamante in ringe, nie glas nie. Buigsaamheid. Soos tweede voorbeeld. Buigsaamheid beteken hoe maklik 'n materiaal kan buig. Nou sommige van julle het mos die buiglineale en sommige van julle die gewone lineaal. En julle kan dalk duidelik sien die vergelyking tussen die een wat die makliker kan breek. Maar 'n buigbare materiaal is nie altyd swak nie. Soos byvoorbeeld rotsklimmers gebruik nylon toue wat meer as 1000 kg kan dra en steeds red as iemand val. Derde voorbeeld is kook- en smeltpunte. Nou die kookpunt van 'n stof is die temperatuur waar 'n vloeistof 'n gas word en die smeltpunt is die temperatuur waar 'n vaste stof 'n vloeistof word. So elke stof het sy eie kookpunt en smeltpunt en dit help ons om te toets of 'n stof suiwer is. Soos julle laas jaar geleer het ook van vloeistowwe, vaste stowwe en gasse. 'n voorbeeld is elektriese geleidingsvermoë. Nou laas het julle geleer van geleiers en isoleerders. Ek gaan net julle gedagtes 'n bietjie verfris, dat julle weer kan onthou. Wat beteken die toepassing nou weer? 'n geleier laat elektrisiteit deurvloei en metale soos koper is uitstekende geleiers. Is 'n gestekende geleier. Nou aan die ander kant, 'n isoleerder hou elektrisiteit teen en hout en plastiek is goeie voorbeelde daarvan. Nou elektriese drade het koper binne-in en plastiek buitekant. Nou die koper wat binne-in is,
laat die stroom deur en die plastiek wat buitekant hom is, beskerm ons sodat ons nie kan skok nie. Die laaste voorbeeld is hittegeleiding. Nou metale is goeie hittegeleiers. So wanneer jy voorbeeld gebruik in die klas as jy nou opstaan in die oggende maak jy mos koffie of tee en jy plaas jou lepel binne in jou metaallepel en daai lepel word mos natuurlik warm. Nou aan die ander kant polystyreen is 'n tipe materiaal wat 'n goeie isoleerder is wat nie hitte goed gelei nie. En daarom gebruik ons dit altyd vir wegneem koppies of weggooi koppies, sodat ons hande nie kan brand nie. So byvoorbeeld as jy op 'n uitstapdag is, gebruik jy mos hy tipe koppies om vir jou koeldrank te skink of om jou sak te gooi, maar dit sal eintlik 'n slegte ding wees as jy warme goed in 'n koppie ingooi, want dit gaan definitief daardie laat brand. So raad 7. So vandag het ons nou gekyk na die eienskappe van materiale. Verskillende materiale word vir verskillende doeleindes gebruik. En die doeleindes het ons bietjie meer aangeraak. Die alledaagse voorbeelde wat ons ook gebruik het in elke voorbeeld. So onthou die geskiktheid van materiale en die voorbeelde daarvan is mos krag of sterkte, buigsaamheid, kook en smeltpunte, elektriese geleidingsvermoë, hittegeleiding. Onthou net wat sê was, dit is inligting vanuit die handboek wat verkort is, wat meneer van self opgesom het om vir julle dit te vermaklik en meer makliker te kan verduidelik. As jy raad 7, mooi bly en lekker leer.